Firefighters, baie dankie vir julle service. Baie dankie. As my vel so lyk van Sea Point se son en se beats, ek kan imagine hoe voel 'n firefighter as hy elke dag by die huis kom. Som van hulle gaan teen sy huis toe nie. Hulle moet 24 hours daar bly. Hulle moet hier op tyd, sy keer in die bad slaapie. En as weer voting season, aan mekaar as het voting season is, hulle brand die bos uit, hulle brand hokkies uit, en hulle protest die rede hoekom hulle hy doen. As julle my nie glo nie, kyk jy almal die sections waar hulle nou bosjes brande. Hou dop in die middel van die jaar, dan bou hulle nuwe hokkies daar wat hulle nou bosjes uitbrand. En daar wat die ou hokkies uitgebrand het, net voor election tyd, dan gaat hulle nuwe hokkies, nuwe singplare hokkies daar bou, nuwe kopese, nuwe stationery vir die kinders. Dan kom iemand weer met 'n Superman suit uit en vat die kinders se hande en as 'n hele mental ding. Maar vir 'n firefighter veral, vra vir 'n firefighter hoe hard werk hy as dit kom by 'n election man of 'n election jaar. Sy gaan nog heel jaar in afvierik. Ek promise julle, die mense sê, ek is insensitive, is 'n baie sensitive topic. Obviously is dit 'n sensitive topic, but hy meen nie te sê, ons kan nie obvious uitpoint elke 3de of 4de jaar nie. So nou moet ons nou net die ander way kyk, but ons moet weer 'n feit het gebeur per my. Daar wat hulle bosjes afbrand, daar sit hulle nuwe hokkies op na 'n paar maande. Gaat kyk daar, ze my nie glo nie. Die plekke waar die hokkies nou is, die was allemaal bos gewees eerste. Hulle het het uitgebrand stuk vir stuk as het kom by elections. Ek sê weer, as julle my nie glo nie, dink terug met die ander election tye. Het gebeur aan mekaar, want op die einde van die dag, firefighter, sy kan nie bekostig om te slaap buite nie. Baie dankie weer, service.